caught in the streams of life, like the pain and the sorrow. En daarom kom ons nou by deel 2 van, ek dink, baie belangrike boodskap, jy weet, waarom doen ons wat ons doen? En ek is besig om vir jou verskillende fasette uit te lig. Nou in die begin het ek vir jou gesê met notas neem, né? Ok, as jy nie notas geneem nie, is jy nou nie mekaar. So, moet nie nou begin notas neem nie, luister na die eerste ene en dan stel jy die notas op. Hoekom? Want jy moet verstaan dat ek is besig om die fasette een na die ander uit te lig om jou net te help. Ek sê nie dis verkeerd nie, ek wil nie kritiek daaroor uitspreek nie. Ek wil net vir jou sê, gaan sit en neem 'n voorraad. Wat is ek besig om te doen? Nou waarom wil ek dit vir jou doen? Waarom doen ek dit? Hoor nou mooi, my saligheid raak ek glad nie aan nie. Dis iets wat hoogheilig is. Praat nie daarvan nie. Hemel toe, end of story, dis waar jy nie gaan. Ek praat van heeltemal iets anders. Wat het ek met my lewe op aarde gedoen wat sinvol is? Ek kan nie iets op die aarde doen wat sinvol is as ek God nie kan hoor nie. As ek God nie kan hoor nie, is daar 'n probleem. Nie met God nie, maar met jou. Want hy is die hele tyd besig om met jou te probeer kommunikeer. En nou sê ek vir jou, weet jy wat, raak stil en gaan maak 'n voorraadopname. Here, waar staan ek met U? Waar is ek met U, Vader? En as jy daarna kyk, ek weet ek het nou gister met iemand gepraat wat probeer luister het na die getuienis wat ek gegee het by Patmos. Nou ja, ek weet nie waar ek kry het nie, maar ek weet ek moet dit oordoen. Dis nou jammer, maar weet julle wat was die snaakste ding in my getuienis vir myself? En ek het dit nog nooit eintlik vir enige iemand in een stuk vertel nie. Hy was opgedeel in 3 fases van 20 jaar elk. Is dit nie interessant nie? In 1960-61 het ek hierdie oomblik met die Here gehad. Wat het daarna gebeur? Ek was vuur en vlam en ek het gepreek en die Bybel gelees. Ek was klein man, ek was 9 jaar oud. En toe? Nee, het gaan dit net weg. Is dit nie baie van ons gebeur nie? Jy kom op hierdie mannekamp, of jy kom by Mighty Men, jy neem die Here aan in trane, broer. 6 maande later, dan klap jou vrou wild wakker, dat sy moet begin luister. Nee. Het is 'n fase van ontwikkeling. Wat was die tweede fase van ontwikkeling? Tweede fase in 1981, word gekonfronteer met 'n bekeringsboodskap. Nou moet jy weet, hierdie oukie, het hierdie belewenis met God gehad. Hy was 'n getroue kerkganger. Hy was 'n stoere NG mater gewees. 1981 vind ek uit, man, weet jy wat? Ek is pad hel toe, met 'n fris wind agter my. En nou gaan ek deur, en ek neem die Here aan. Maar wat gebeur? Ek dien die Here vir wat ek kan kry. Ek dien die Here want ek is bang gaan hel toe. Nou is ek daar om hom, ek soek hom vir sy hand. En nie vir sy hart nie. Nou kan ek agterkom, maar nou kan ek begin bid vir allerhande goed. Nou bid ek vir allerhande goed, maar ek kry hulle nie. So in 2001 kom die volgende fase. En ek besef, weet jy wat, hierdie werk nie. Iets is verkeerd. Want my lewe klop nie met die woord nie. Die woord, as ek die Bybel lees, en ek kyk wat hy hier staan, die vrede, die joy, daar waar hy vir ons uitnooi om te bid, dit manifesteer nie, dan vra jy nie vrae nie, jy gaan sit nie en kyk en sê, maar God het hierdie boek vir my geskryf, maar ek leef het nie, dit pla jou glad nie,
Hoe kan dit wees? Totdat daar 'n krisis kom. Totdat daar 'n oomblik in jou lewe kom. Dink aan hierdie voorbeeld, toe ek gepraktiseer het as advokaat, het ek 'n baie interessante ding, en ek wil, om die mense nou maar te beskerm daardeur, wil ek maar fiktief na mense verwys, maar dit het werklik gebeur. Dit het werklik gebeur. Baie knap advokaat aan die balie, jy weet, jy ken die ouens, was 'n senior advokaat gewees, jy weet, daai ouens wat regtig die steunpilaar in die gemeenskap is, almal kyk na hom op, hy's 'n ouderling in 'n NG Kerk, hy ry 'n wit Mercedes Benz, hy dra 'n swart pak, hy verstaan Afrikaans. En hy het redelik lank gepraktiseer op die balie, natuurlijk baie van ons werk was byna dood, want onthou, dit gaan maar oor die bankbalans, verstaan. Ek meen, 'n jagplaas kom nie goedkoop nie. En as jy die jagplaas het, dan weet jy, dis nou waar ek nou die bokke gaan jag, met die spoorsnyer wat vingertaal moet praat. Verstaan, en dan kom die strandhuis, want die strandhuis werk vir die somer. Verstaan, Limpopo werk nie vir die somer nie, so, jy moet redelijk hard werk, hoor. En toe een aand toe kom hy by die huis aan, toe lees sy 18-jarige seun op die grond, skuim met sy mond, en hy begin ruk, en almal dink dis 'n epileptiese aanval, en sy vrou sê vir hom, nee, dis 'n demoniese manifestasie van jou kind. Let op na wat hy doen. Sy eerste woorde is, maar nou het ons moeilikheid. Waar kan ons 'n Christen kry? Hy hardloop nie na dominee toe nie. Hy gaan soek nie na sy lidmate in sy kerke nie. Hoekom? Hulle ken dit glad nie. Dit bestaan nie. Maar die dilemma is, dit lê op sy vloer, dit is besig om demonies te manifesteer, en hulle het vir hom gesê, dit het gedood gegaan die dag, toe ons deur die era van die apostels gegaan het. Sy vrou sê vir hom, daar's een ou wat ek ken, wat die Here dien, dis die onderwyser by die skool, liewe ouers. Maar ons moet versigtig wees, want hy gaan nie na ons kerk toe nie. Hallo. Boys, wanneer gaan ons wakker word? Wanneer gaan ons stil staan en wakker word? Hulle gaan toe na die onderwyser toe. Die seun stap by die onderwyser en hy het hom een kyk gegee te sê, ek verstaan, hierdie gees en daai gees is besig om lastig te val. Luister mooi, dit staan in 1 Korintiërs 13, as jy miskien nie weet nie. Bid vir die seun is los so. Gaan terug na sy huis toe, kry al hierdie demoniese goed in tydskrifte, en ek weet nie, skeer het stikken, daai seun dien die Here voluit. Want ons het 'n Christen gekry, wat hom kan bedien. Nou vra ek jou, is jy deel van Koinonia, die gemeenskap van gelowiges? Is daar iemand na wie toe jy vanaand kan gaan, as jou seun op die grond neerval? Is daar iemand na wie toe jy kan gaan en sy hand vat, wat weet hoe om te bid? Ek vra nie. Nou dis waar ek gaan staan het, wel, ek het lang voor die tyd, voor hierdie ou in my pad gekom het ek dit gehad. Maar regtig waarom moet julle vertel, en ek is huiwerig om die storie vir julle te vertel, want ek dink mense, as in die tyd van die brandstapels was, het hulle verseker my nader getrek. Maar ek onthou, ek het in die oggend in my kantoor gestap, en ek het lang so gestaan en kyk, en ek het gesê, Here, hierdie ou sê dit, en daai ou sê dit. En daai ou klap hande, en hierdie ou sê, dit is sonde om jou hande in die lug te druk. Daai ou laat die mense doop, daai ou ons versyp die kinders, wat moet ons maak? Hoe lyk dit? En ek het my Bybel gevat, op die grond gegooi, en ek het bo op hom gaan staan. Dis die enigste manier wat ek maar geweet het, of gedink het hoe ek
enigstens 'n keuse maak. En raai wat? Ek het vir Vader gesê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie hoe lyk dit nie. Maar ek wil vir een ding vanoggend sê. Ek sal my lewe op hierdie boek skool en doen wat hy sê. As hy sê, laat jou doop, dan doen ek dit. As hy sê, word vervul met die Gees van God, dan doen ek dit. En weet die Vader, as ek verkeerd is, en ek gaan hel toe daaroor, as ek daai boek eerste daar. Want jy sak met jou voete in die grond, en as jy hel toe gaan, broer. Ek wil vir my sê, man, ek weet al, dis 'n weird ou hierdie. Okay. Ten minste het ek 'n keuse gemaak. Ek het altyd 'n respek vir 'n persoon, wat 'n keuse maak en daarby hou, en nie aanhou om op die draad te sit en te wonder wat gaan van hom word nie. Wat van jou? Wat van jou? Gaan jy daai keuse maak? Want waarom? Hy's besig om in jou lewe te bou, want hy's besig om lewende stene te bou. Want daai lewende stene messel hy in 'n gemeenskap van gelowiges in. Het jy dit geweet? Het jy geweet? Dit is wat die Bybel sê. Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Net so vinnig, net dat julle nie verbuisterd raak nie. Hoor net mooi. Hier is baie, baie mooi. 1 Petrus 2, as ek net by die woord uitkom, ons kan almal saam blaai dat ons daar kan uitkom. Ek begin by vers 4 lees, hoor mooi. Come to him then to that, the living stone, met hoofletters. So hy sê, kom na die lewende steen toe, which men tried and threw away. Vers 5. Come and like living stones, be yourself built in a spiritual house for a holy, dedicated priesthood. Waar is die tempel? Hier sê hy. Wat doen ons? Ons vat 'n klomp ou klippe, gooi hulle almal op 'n hoop. Dan hoop ons dat daai klippe lewendig word. Dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, daar's lewende stene wat gebou word. Daar's 'n ding wat in jou lewe moet gebou word. En wat doen hy dan? Wat doen hy dan? As hy daardie stene gebou het, waar gaan dit heen? Efesiërs 2. Kyk nou net by hier. Hoor net hier. Efesiërs 2. Ek lees vir julle van vers 21. Luister net daar. In him the whole structure is joined together harmoniously and it continues to rise in a holy temple. Is jy deel van daai koinonia? Is jy deel van 'n klomp mense wat lewende stene is? Lees nou die dag iets raak. Hoop ek kan dit raak. Aanhou. Die roeping wat ons het is to know God. As jy my vra, Krause, maar hoe moet ek dit doen? Hoe gaan ek ooit daarby uitkom? Hoe gaan ek dit doen? Dan moet 'n passie in jou hart kom, broer. Krause, ek het nie 'n passie nie. Jy kan nie verstaan nie. Dis regtig nag hier by my. Ek verstaan. Dis hoekom Habakuk uitroep en sê, al is daar nie skape nie, al staan die mielies nie op die land nie, al is die bokke nie in die kraal nie. So hy het verstaan 'n werk en neem. Ons moet God ken. En om God te ken, moet jy hom ontmoet. En moenie dink dat jy hom ontmoet het die dag toe jy jou hart vir hom gegee het nie. Dit was nie die begin. Want redding
het 'n baie wyeer betekenis as nie dit. So wat gebeur? Gaan op jou knieë en vra God vir daai passie. Hou aan om dit te vra, dis die regte plek om te begin. Want 'n lewende steen gaan uit jou lewe uitgevorm word en hy gaan begin by a passionate commitment to know God. Maak nie saak wat die koste is nie. Daar is die passie. Nou die interessantheid is hoe dit altyd gebeur, as jy die passie het, is dit gaaf, en dan het ons iets om, dan die Here iets om mee te werk. Want dan die magnetiese veld nou aangegaan, en hy's besig om jou te trek, want niemand kom tot die Vader behalwe die Christus nie. Hoe doen hy dit? Met 'n smaakie. Hy gee jou so 'n smaakie. Toe ek die week daarna sit en dink, en die woord smaakie kom op, toe dog ek, wat beteken dit? Dit is die snaakste ding, as ek vir die mense sê, hy gee jou 'n smaakie, toe onthou ek hierdie beeld van die oom van my, hy het so 'n klein hondjie gehad, nou daai hondjie, was hulle kind, sy nou Spookie het die hele huis geran, verstaan, want hulle het nie kinders gehad nie. So vanaand het 'n vrug gegaan, en dan het hy nou vir Spookie sy lewertjie gekook op die stoof, mooi gekook, en pocheer, Spookie slaap op die bed. So môreoggend dan gaan sit Spookie op 'n stoel, en dan sit Fritting en Afrik aan die ander stoel, en dan vat hy die lewertjie, en tel hy sy lippie op, en dan druk hy die lewertjie, en dan vry hy vir hom. Hy moet net eers 'n smaakie kry. Vat hom 'n halfuur om Spookie hierdie pilletjie te voer. Gee hom 'n smaakie. Nou kry dat jy sulke intervalle in jou lewe kry, dan vat die Here en dan sit hy so 'n suikerklontjie onder jou tong. Dan dink ons dis alles. Dis nie alles nie. Want ek het 'n geweldige worsteling in my eie lewe gehad. Hier loop 'n ou. Ek dink nie hy het nog ooit gebid of enigiets nie. Volgende oomblik kan kom hy by mense en dan bid hulle en dan is hy genees. Is baie bly. Ek nou weer die ene wat sy getuienis daar kom gee het, hoe hy die Here gesoek het. Hoekom? Want hy was blind. Hy was blind, hierdie ouetjie was blind. Hy is nou 27 jaar oud gewees. Maar hy is blind van geboorte af. Nou begin hy bid om die Here te kry. Uiteindelik raak die Here hom aan. Uiteindelik sien hy. Daar loop hy. 6 maande later, het hy heeltemal teruggegly. Interessant. So genesing kan 'n manier wees wat hy vir jou 'n smaakie gee. Die ingryping in jou huwelik kan 'n smaakie wees. Moenie dink dis die volheid nie. Waarom nie? Want Jesus se roeping in Jesaja 61 sê, I've come to heal the broken hearted. Terwyl ons 'n smaakie kry en daarmee tevrede is hy daar om ons innerlike wese deur redding te herstel, sodat ons met die Heilige Gees verenig kan word. Sodat die Heilige Gees ons kan vat, dit wat Jesus verwerf het, vir ons kan gee, sodat ons God kan ken. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien het die Here jou genees, bonatuurlik, miskien het hy 'n wonderwerk gedoen, miskien het jou kind aangeraak en hom van dwelms verlos. Dis 'n smaakie. Maar dis waar ons ophou. Jy sien, die hele ding wat ons nie verstaan nie, en die hele ding wat vir my in plek geval het, hierdie afgelope 2 weke, is dis net 'n heenwysing. Ons raak so opgewonde, en dat moet reg. Maar wat gebeur na dit? Wat het geestelik met jou gebeur?
is daar 'n genesing van 'n broken heart? Is daar 'n redding van jou siel? Dit beteken iets anders. Want die innerlike genesing begin ontslaa raak van al hierdie goed rondom ons sielsvlak, wat maak dat ons by die Heilige Gees nie kan uitkom nie. Die doel van hierdie hele redding aan die kruis is dat ons by die Heilige Gees kan uitkom, sodat ons die volle pakket van die hotel in Dubai kan beerf. En dis waarom ons hiermee besig is. Met ander woorde, ons gaan sit en ons neem 'n daadwerklike besluit in ons lewe. Leef ek in die volheid van my verbond? Of is ek maar net besig om te speel? Maar onthou nou, jy moet glad nie nou hier in my vat nie. Jy moet nou glad nie hier in my instelling vat nie. Dit gaan nie werk nie. So kan jy terugsit en sê, Here, ek ken U waarlik. Weet U, Vader, ek moet U dien, nie vir U hand nie, maar vir U hart. Kan jy dit regtig sê? Jy kan miskien glad nie eens 'n begeerte daarna hê nie. So ons is die hele tyd besig en ek kom in gemeenskap van gelowiges, ek is nou die dag daar gewees, ek wil nou nie sê waar nie, en dan loop, en almal vertel vir die blessing. Maar niemand kan vir my sê wat God gesê het nie. So, nou kom ek en ek sê, weet julle wat? Die blessing is 'n heenwyse. Wat bedoel ek daarmee? Het jy al ooit in 'n vreemde dorp gery? As jy so lus vir daai wimpie, jy kan gate uit die deur uit eet. Wat is die ding? Jy soek wimpie. Dan kom jy, dan sien jy die groot teken met die rooi en die wit, en daar is wimpie. Meeste van ons kom by die teken, dan sê ons, o, hier is die teken, dan draai ons om. Wat dom kan jy wees in asemhaal? Niemand sal dit doen nie, lag iets vir my dink, is ek gek. Maar dis wat ons doen. Ons kom tot by die blessing. Maar ons gaan nooit aansit by die maaltyd nie. Weet julle hoe belangrik is die maaltyd met Jesus Christus? As jy nou nie glo wat ek vir jou wil sê nie, gaan kyk net 'n bietjie. Gaan sit net en gaan kyk net 'n bietjie in die evangelies. Nadat Jesus opgestaan het en die 40 dae op aarde gewandel het hy hom aan sy disippels geopenbaar deur 'n maaltyd. Hoe interessant is dit? So wanneer ons kyk na die maaltyd, dan besef ons, maar weet jy wat, ek kan nie ry totdat ek die teken sien nie, ek kan nie ry tot ek my seëning gekry het, of my blessing gekry het, of 'n oomblikse ingryping van God gekry het, en nou is ek tevrede nie, en weet jy wat, ek dien die Here. Jy sê dagga, en dis nou wettig. Jy kan aanhou om dit te doen, jy gaan die maaltyd mis. Wat is die punt? Die aanraking en die genesing en die blessing is net die heenwysing na die maaltyd. Is jy reg vir 'n maaltyd? Lus jy 'n maaltyd? Ou Pierre Leroux, is 'n ou Aggie is pastoor saam met wie ek altyd gery het. Ek het altyd na die ou man gekyk en gedink, daar's iets in hom wat ek soek. Daar's iets wat hy het. En dat hy altyd vir my gesê, Boeta, lus jy die Here? Ek wil vir jou vanmôre vra, lus jy 'n maaltyd saam met Jesus? Of is ek tevrede met 'n blessing? Nou sal ons weer met 'n draai loop. Kyk wat besig is om daar buite te gebeur, daar's goed wat ons moet doen, en dan sien ons mekaar weer.
in deel 3. En wanneer jy kyk na deel 3, weet net, waarom doen jy wat jy doen? Groetnis. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream.